Hallo graad 9's. Ons kyk vandag so 'n bietjie na iets anders in werkskaart 21. En dit is cellulêre respirasie en ons gaan kyk ook na 'n bietjie gaswisseling wat by die liggaamscelle plaasvind. Nou, julle het miskien net een slide wat julle behandel, een skyfie se werk wat julle behandel in hierdie hersieningsoefening, maar ek kan vir julle waarborg, hierdie een spesifieke slide het verskriklik baie inligting op hoor. So asseblief. Nou, die kern van wat jy hierso voor jou sien, is daai ouetjie. En dit is jou liggaamscelle. Nou ons weet dit is die kleinste funksionele eenheid waaruit alle lewe uit bestaan en jy het triljoene selle waaruit jy bestaan wat natuurlik ook daagliks vervang word, op 'n daaglikse basis vervang word. So jy moet onthou daai selletjies verrig funksies. En selletjies is deel van weefsels, weefselsorgane en organestelsels en jy bestaan uit 'n hele aantal verskillende stelsels uit. So as ons nou terugbeweeg na die sel toe, daar waar die funksies plaasvind, as daar 'n fout gaan by jou selle, gaan dan natuurlik die fout oorgedra word na jou weefsels, na jou organe en na jou stelsels toe. So jy probeer jou selletjie so gelukkig moontlik hou. En een van die vereistes wat jou selletjie het, een van die min dinge wat hy vir jou vra, is om asseblief vir hom sekere stowwe te kan gee sodat hy energie kan vervaardig. En daai energie wat vervaardig word natuurlik gebruik vir al die ander organelle se funksies. Alright. En omdat jou selle deel is van jou weefsels, deel is van jou organe, deel is van jou stelsels, deel is van jou liggaams, praat ons van daai energie is belangrik vir liggaamsprosesse. Alright. Want dis die funksionering van die selle wat vir jou prosesse moontlik maak, soos jou hart wat pomp, of bloedvate wat verwyd, of oogpupille wat verwyd of vernou om lig te akkommodeer, of vertering wat plaasvind, of absorpsie wat plaasvind, ensovoorts. So dis wat ons van praat, is praat van liggaamsprosesse. Maar jou selle moet die energie vervaardig, sodat daai energie gebruik kan word vir alle ander cellulêre funksies. Alright, want onthou julle het ons geleer van verskillende organelle wat in die sel voorkom. Selkern, jy kry ribosome, plantselle met chloroplaste, jy kry mitokondriums, jy kry 'n ER, jy is vakuole en so aan. So daar's baie organelletjies. So ja, nou daar's twee dinge wat 'n sel nodig het. En ons praat van reagense. As ons praat van chemiese prosesse in jou liggaam, dit wat jou selle benodig, word verwys na jou reagense. En 'n selletjie verkies of vereis twee reagense. En daai twee reagense is natuurlik suurstof wat julle daarso sien. Suurstof en die volgende enetjie is glikose. Nou glikose kry ons in deur die voedingsproses. Wanneer ons eet, natuurlik is daar koolhidrate deel van die voedsel en glikose is een van die monosakkariede of eenvoudige suikers wat deel is van koolhidrate. So jy kry glikose in deur voedsel te eet. Suurstof kry ons aan die ander kant in deur die asemhalingsproses en dit is wat hier geïllustreer word. En onthou julle nog wat asemhaling is. Dis mos die uitruiling van lug tussen jou longe en die atmosfeer. Dis mos asemhaling. So wat jy uitasem is lug met 'n hoër konsentrasie koolstofdioksied as wat dit was in die lug wat jy ingeasem het, en die lug wat jy inasem met 'n hoër konsentrasie suurstof as die lug wat jy uitasem. So die hele doel van daai lug met 'n hoër konsentrasie suurstof wat jy inasem, is sodat natuurlik uitruiling kan plaasvind tussen jou longe en die kapillêres wat binne jou longe voorkom, sodat daai bloed wat suurstofarm is, nou suurstofryk kan word. En dan word daai suurstofryke bloed weer terugvervoer na die hart toe en dan van die hart af word dit versprei of gesirkuleer na al jou liggaamscelle toe. En dit is daai suurstof waarvan ons daar praat. So ja, so daai selletjie vereis twee reagense, dis suurstof wat kom vanaf asemhaling en glikose wat kom vanaf die voedingsproses. Dis hoekom ek 'n lekker paai hierso geteken het. En dan in die proses van respirasie, nou is ons besig met hierdie proses van respirasie, die proses wat energie vervaardig. Right. So in daai proses word drie produkte vervaardig tydens respirasie, wanneer 'n sel respireer. Die een is energie, wat daarso is. Jy kan sien die pyltjies loop uit. Die tweede enetjie is natuurlik water. En dan die derde enetjie wat jy vervaardig is energie, wat baie belangrik is. Dis energie. Alright. So as ons die pyltjie nou net gaan aanteken, dan gaan jy sien daarso bo is energie wat vervaardig word.
Alright. En dan ook wat vervaardig word is natuurlik CO2, koolstofdioksied. Nou het ek juis twee verskillende kleure gebruik. Die reagense het ek geel gemaak en die produkte het ek blou gemaak. Alright. En die produk wat die belangrikste is tydens respirasie is daai energie wat jy daar so bo sien. Koolstofdioksied is 'n byproduk wat jou liggaam van ontslawe raak. Koolstofdioksied het 'n rol in jou liggaam, maar meeste koolstofdioksied wil jy van ontslaa raak. Maar jy sal later leer van die nut wat bietjie koolstofdioksied in jou liggaam nodig het, maar meeste van die CO2 wil jy van ontslaa raak en dis wat asemhaling vir jou doen. En dan natuurlik ook water. En ons weet mos water speel 'n belangrike rol. Maar as jy 'n oormatige hoeveelheid water het, gaan jou liggaam ook ontslaaw raak van daai water. En ons doen dit natuurlik deur jou niere wat dan jou water filtreer uit jou bloed uit en dan raak dit natuurlik deel van jou urine. En so raak ons ontslaaw van water. Ons kan ook van water ontslaaw raak natuurlik deur sweet of deur uitaseming, want daar is natuurlik vog in uitgeasemde lug. 100% so. Nou ja, daar sit maar net weer vir julle mooi netjies dieselfde prosesie wat ek pas vir julle verduidelik het, geïllustreer. Ons sit hier met glikose en suurstof, kom ons vat dit sommer geel, kom ons haal hy lelike blou nou weer weg. Wil jy die mekaar maak nie? So daar is glikose en suurstof wat as twee reagense is, en dan is daar natuurlik koolstofdioksied en water wat as byprodukte van die proses van respirasie gesien word. En dan natuurlik die belangrike produk is natuurlik die energie. En jy sal sien daar staan ATP. En ATP is die chemiese energieverbinding in jou liggaam. Okay? Dis daai verbinding wat energie bevat. En is eintlik daai klein P, maar ek wil nie te veel in detail in met jou gaan nie, maar hierdie ATP is 'n energieryke verbinding. So dit stel dan energie beskikbaar vir ander prosesse om plaas te vind. Nie net respirasie nie, want nou respirasie vereis ook energie om plaas te vind, hoor. Dis ook 'n proses, so al produseer respirasie energie, vereis dit nog steeds 'n bietjie energie om plaas te vind. Maar respirasie lewer so baie energie in verhouding met die energie wat nodig is, dat dit 'n belangrike proses is vir energieproduksie. En omdat hierdie proses binne 'n sel plaasvind, noem ons dit cellulêre respirasie. Alright. En dan is dit maar net die stukkie oor gaswisseling by selle. En wat jy hierso aan die binnekant natuurlik sien, is 'n stukkie van 'n weefsel. Daar is jou bloedvate met hulle kleiner kapillaires ensovoorts wat vertak natuurlik uit die kleiner arteries uit. En dit is daar waar daai kapillaires haarvaatjies vir uitreiling. So al hierdie groen kolletjies wat julle hier sien, die sirkeltjies, dit verteenwoordig dan 'n liggaamsselle. En daai rooi is natuurlik 'n kapillêr wat naby jou selle is. So as ons nou kyk daarna, dan weet ons dat die bloed wat gevat word vanaf die hart, as jy mooi kan onthou, dit is die vorige werkskaarte wat ons gedoen het, dan weet ons mos nou jy sit met die aorta. En uit die aorta uit vertak ander groot slagare en dit vertak in 'n hele netwerk bloedvate wat suurstofryke bloed vat na al jou selle toe in jou liggaam. So met ander woorde, daar's meer suurstof in daai bloed as wat daar koolstofdioksied is. En omdat jou selletjies respireer, gaan die hoeveelheid suurstof binne hulle minder word. So by so dat daar meer is binne die bloed as in die selletjie. En dan beweeg suurstof, dan beweeg hy uit die bloed uit. Ons vat sommer rooi hierso. Dan beweeg hy uit die bloed uit binne die selletjie in, van 'n hoër konsentrasie na 'n laer konsentrasie. En ook 'n belangrike ding om ook te onthou dat die gasse wat in jou liggaam is altyd in 'n opgeloste vorm. So daai suurstof word vervoer in 'n opgeloste vorm. Alright. En dieselfde met CO2. Want jy kan ek sê want binne in jou selletjie is dan mos in elk geval sitoplasma. En die grootste komponent van sitoplasma is water. So daai CO2 los op in daai water. Alright. So in dieselfde as daai CO2 afgegee word vir die bloed, bly dit in 'n opgeloste vorm. Dis waarom stikstofgas so gevaarlik is vir jou, want stikstofgas is onoplosbaar. Ek weet ek praat nou van iets anderste as hierdie slide, maar net so van interessantheid. Want stikstofgas is onoplosbaar en dit kan veroorsaak dat borrels vorm, wat kan veroorsaak dat blokkasies vorm in jou bloed. So daai is gevaarlik. So al die lug wat ons inasem, alhoewel stikstof die grootste komponent daarvan is, gaan stikstof nie uitgeruil word in jou longe met gas in jou bloed. Verstaan, want jy kan slegs gasse opneem as dit in 'n opgeloste vorm is. Stikstof los nie op nie, so great, so jy neem dit nie in jou bloed in nie, so op daai manier hou jy die gevaar uit jou liggaam uit.
So ja, en dan natuurlik net oor die teenoorgestelde. Omdat jou selletjies respireer, omdat hulle funksioneer, omdat hulle lewend is, en die proses van respirasie vind die hele tyd plaas, sodat ander funksies en respirasie verrig kan word koolstofdioksied mos as 'n byproduk geproduseer. By hier sit ons mos gesê, koolstofdioksied. So met ander woorde, jou selletjies gaan sit met 'n hoër konsentrasie koolstofdioksied as in die bloed wat daar verbykom. En dan beweeg koolstofdioksied net van 'n hoër konsentrasie na 'n laer konsentrasie. En dit is gaswisseling by jou liggaamselle. Okay. So gaswisseling by jou longe, tussen jou kapilêres en jou longsakkies, is net die teenoorgestelde as wat hierso plaasvind. Daar word suurstof uit jou longsakkies uit in jou bloed ingevat en koolstofdioksied uit jou bloed uit in jou longsakkies. Maar hier by jou liggaamselle, waar respirasie moet plaasvind, van die teenoorgestelde plaas. As ons nou kyk na hierdie paar vragies, wat verstaan jy onder die term respirasie? Nou, respirasie is 'n verbrandingsproses wat binne jou selle plaasvind, waar 'n energiebron afgebreek word om energie te vervaardig. Alright. En daai energiebron is natuurlik glikose, en die rede waarom dit 'n verbrandingsproses is, want wanneer jy iets in die teenwoordigheid van suurstof afbreek, dan staan dit bekend as verbranding. Dis hoekom jou motor ook, as jy petrol in hom gooi of jy gooi diesel in hom, is daar ook suurstof teenwoordig waaraan hy petrol of diesel afbreek, om natuurlik energie beskikbaar te stel sodat jou motor nie net warm word nie, nie net geluide maak nie, maar ook kan beweeg. Alright, so ja, hou daai gedagte. En nou vra hulle deur na bostaande voorstelling te kyk, watter stowwe word gebruik tydens die respirasieproses. Nou kom ons kyk nou hierso na hierdie een wat sommer in die onderkant is. Nou weet ons, daar's 2 reagense wat nodig is, en ons weet, want julle behoort nou vir my te sê, die een is natuurlik glikose, mooi, en die ander een, suurstof, absoluut, daar is jou 2 reagense. Nou vra hulle vir jou, watter produkte word gevorm? Kom ons vat sommer 'n kleur, wat sommer geel weer, nee, blou. Daar kan julle sien, is 1, 2, 3 produkte wat gevorm word. Hy kan eintlik maar pyltjies gewees het wat daai kant toe gaan. Nou jy weet is produkte. 3 produkte wat vorm, en ons weer die een is water. Kom ons sit sommer daarin. Ons weer die ander een is koolstofdioksied, en dan natuurlik hierdie ouetjie wat lyk soos 'n son, wat sommer lyk asof daar energie is. Dis ATP. Dis 'n chemiese energieverbinding. Daar is hy. In watter selorganel vind respirasie plaas? Dit is binne jou mitokondriums, hoor. Ek kom dit eintlik op die vorige slide genoem het, maar ek het toe nou, maar dit is binne jou mitokondriums. En dan sê hulle, skryf die vergelyking neer vir respirasie. Nou op graad 9 vlak hoef jy net die woordvergelyking te ken. So jy hoef net te skryf glikose plus suurstof en dan 'n pyltjie gee vir jou koolstofdioksied plus water plus ATP of energie. Okay, so dis 'n woordvergelyking daai. As jy natuurlik 'n chemiese vergelyking neerskryf, die chemiese formule is sommer van interessantheid vir glikose is C6H12O6. Nou kan jy verstaan hoekom ons vir jou sê, op graad 9 vlak hoef jy net die woordvergelyking te doen. So ja, so eintlik C6H12O6 plus suurstof plus O2 gaan dan vir jou water gee wat H2O is, CO2 wat koolstofdioksied is en natuurlik ATP wat energie is. Maar julle hoef die woordvergelyking te ken. En dan beskryf gaswisseling by die liggaamselle ten opsigte van suurstof nommer 1 en dis natuurlik waar hierdie sketsie inkom. As julle mooi onthou het ek vir julle gesê die bloed wat beweeg na selle toe. Dit is suurstofryke bloed. So daar's 'n hoër konsentrasie suurstof in die kapilêres. Onthou dis 'n kapilêre, nie 'n slagaar of 'n aar nie, is 'n kapilêre. Want 'n kapilêre is die enigste bloedvat wat dun genoeg is waar uitreiling en deurlaatbaar genoeg is waar uitreiling van stowwe moontlik is. Alright. So daar's 'n hoër konsentrasie suurstof in die bloed wat na selle toe gaan as wat daar binne die selle is. Want die selle het mos daai suurstof wat binne hom was gebruik vir respirasie. So daar's 'n laer konsentrasie daar. En dan beweeg die suurstof in 'n opgeloste vorm vanaf die kapilêres natuurlik na jou selletjies toe. En dan vra hulle ook ten opsigte van koolstofdioksied. Nou ja, ons weet nou, behoort julle mos te weet dat koolstofdioksied 'n produk is van respirasie. So daar gaan baie CO2 binne in die sel wees, omdat hy respireer en CO2 onder andere vervaardig
saam met water en ATP. Maar daar gaan 'n hoër konsentrasie wees as in die bloed, in die kapillêres. So daai CO2 beweeg nou van 'n hoër konsentrasie na 'n laer konsentrasie in die kapillêres. En dis die einde van hierdie werkskaart.